Exodus 15 uit. Kom die teaching van vandag. Exodus 14 en Exodus 15. Nou hierdie is eintlik 'n baie ou storieetjie. Ek dink almal ken regtig al die storie rondom, maar soos ek sê, die woord sê altyd vir ons, die letter maak dood, maar die gees maak lewend. So dis nie net 'n storie soos wat ons nou gaan lees. Ja, jy kan hom seker maar lees vir 'n storie ook, maar die storie het eintlik 'n storie agter die storie. So dis nou klink verskriklik. Maar dis nie net van die Here die volk Israel uit Egipte uitgelei nie en deur die Rooi See, al hierdie dinge, soos die wolkkolom, die Rooi See, die droë grond, die deurstap, alles het 'n geestelike betekenis. Daar's 'n baie mooi diep geestelike betekenis rondom hierdie Rooi See oomblik. En as ons praat van 'n Rooi See oomblik, dan praat ons waar die Here die Israeliete deur die Rooi See gevat het en die see weer toegemaak het agter hulle, sodat die vyand, die Egiptenare, agtergebly het. So dis maar waaroor het gegaan het, dis waar die Israeliete begin trek het na die beloofde land Kanaan en waar hulle uit hulle omstandighede van slawerny uit weggevat is, want God het 'n belofte vir hulle gehad, nog al die jare, ek gaan vir julle 'n land gee, die land Kanaan. Nou ons weet, as ons praat van Kanaan, dan praat ons waar jy in die rus van die Here instap. En dis hoekom ons vanmôre weer terugkom, waar ons in die rus wat die Here sê, ek is die een van die Sabbat, van die rus. So ons gaan stap in sy rus, en dis nie net vir een dag wat daar Kanaan is. Ons kan Kanaan nou al beleef in ons harte, in ons lewens. Nou dis waartoe die Here die oomblik as jy tot redding kom, dan weet ons mos, Egipte was die slawerny gewees, dis waar ons gewees het al die jare in sonde, en waar die Satan ons vernuil het en seer gemaak het, en die oomblik as jy die Here aanneem, dan vat hy vir jou uit Egipte uit slawerny uit, en hy vat vir jou deur die Rooi See, waar hy sê, genoeg is genoeg, en hy vat jou in die woestyn in, waar die Here vir jou leer, sekere omstandighede, sekere dinge wat ons moet afskud, sodat ons in daardie wonderlike rus van die Here kan instap, en dit kan geniet. So, net soos wat ons baie keer, ek wil amper sê vermenigvuldig is omstandighede in ons lewe, wat ons nie verstaan, wat spanning en vrees, en al hierdie dinge oor ons pad kom. Nou daar's klomp verskillende spanninge en vrese en onsekerheid en dinge wat oor ons pad kom wat ons nie beheer oor het. Is dit nie waar nie? En baie mense besef dit nie dat dit alles God se plan is. Want niks in die lewe gebeur sonder God se toestemming. Onthou, ons is kind van die Here, so niks gebeur sonder God se toestemming. So ook hierdie oomblikke, hierdie onseker oomblikke, hierdie spanning en vrees wat ons beleef, is 'n afspraak met God. Dis 'n afspraak wat God met ons het. Nou as ons mooi gaan lees, dan sê die Here daar vir Moses, Moses, vat my volk en trek. Laat by, ek sal vir julle 'n wolkkolom deur die dag gee en 'n vuurkolom in die nag. Julle volg net hierdie wolk en hierdie vuurkolom. Julle kyk hier links en regs, julle moet hierdie vuurkolom en hierdie wolkkolom moet julle volg. Want as julle dit anders gaan doen, gaan julle terug in Egipte. So God het vir ons tot vandag toe nog altyd die vuurkolom. Wat is die vuurkolom? Die Heilige Gees. Die wolkkolom, die Heilige Gees. Verstaan jy? So die Heilige Gees, ons moet nog altyd net hierdie vuur en hierdie wolk moet ons volg. Verstaan jy? So dis hoekom die Heilige Gees, soos wat dit hier geskryf het, dis nie toevallig dat hulle daar beland het. Die vuur en die wolkkolom het hulle daarheen gelei. Wat beteken dit? Eenvoudig, God het hulle gelei tot by die Rooi See. Nie die Satan nie. Onthou die Rooi See, as ons Rooi See, dan sien ons waar ons by omstandighede kom, wat jy nie weet hoe om hier deur te gaan.
Hier lê 'n rooi see voor jou. Hier is 'n situasie voor jou wat jy nie weet wat gaan ek nou maak. En dit wat jy sien, ons het 'n ou buurman gehad wat ons altyd gepraat het en gesê, ja, jou boksplanne moet net nie opraak. Nou kom ek sê nou vir jou, God gaan vir jou lei op 'n plek waar jou boksplanne gaan opraak, wat jy nie weet waar nie. En dis die beste plek. Nou dis wat ons nie kan verstaan. Weereens 'n mindset wat sal moet skuwe, dat is daar 'n situasie. Onthou, jy is mos nie nou net sommer in die wêreld nie, man. Jy is mos nie sommer net enige lieplap wat nou hier aangelas is. En dis asof God nou vir jou in situasies los. Nee, dit is juis hy wat jou lei. Wankkolom, 4 kolom, die Heilige Gees lei ons in situasies in. Dis hoekom ek sê, ek weet nie waar hierdie dinge vandag kom van, hierdie voorspoed predikerslid. Dit moet net bevryding op bevryding wees. Hoor mooi, want bevryding is 'n wonderlike ding. Pragtig, vreeslik, maar hy het sy tyd en hy het sy plek. Verstaan jy? So ons moet altyd afvra, waarmee is God besig? Wat ons nou wil bevry. Verstaan jy, situasie, die Here sê dan, hy vat ons nou in die woestyn en hy wil vir jou, want alles gaan oor geloof. Hoor mooi, so geloof, die Here sê julle, soos gehoorsaam met die geloof, hy vra, as ek terugkom aarde toe, sal ek nog geloof kom kry. So ons hele lewe gaan oor geloof. Geloof vertrou ons God. Dis om blindelings wat vir die wêreld simpel is, man, julle is stupid. Dis nou soos hierdie halfweghuis wat ons begin het. Verstaan jy? Dis vir die wêreld stupid. Yes, man, waar wil julle finansies? Ek weet nie. Dis nie my plekkie. Die Here het dit op my hart gelê, almal het saamgewerk daaraan. Nou wag ons is nou by die Rooi See. Dis 'n Rooi See situasie. Ek weet nie wie gaan daai hier betaal nie. Dit gaan nie ek wees nie. God gaan dit betaal. Want ons is mos hier so besig met ander mense. Ons is besig om mense te help. So God sal voorsien, dis 'n belofte Matteus sê. Die hele Matteus, hy sê, ek sal moenie jy worry oor goed wat jou nie moet worry. En tog sit dit dink ons maak planne en dan praat die Here soos wat die Here my aangepraat het oor Rooi See, oor halfweghuis. Los dit vir God. Los dit vir God. So het ons elke een 'n situasie in ons lewe waar die 4 kolom ons gevat het, die Heilige Gees. Verstaan jy, want dit gaan vir God oor geloof. Mense, as daar nie situasies oor ons pad kom, wat ons kan leer wat is geloof nie. Hoe wil jy sê jy het geloof? Hoe kan ons sê God is waarlik 'n God van voorsiening, as ons nie geleer het? Daar's niks wat op jou pad gekom het. Ek bedoel, dis soos ons kinders. Jy leer nooit jou kinders om besluite te maak, eie keuses te maak. Hulle moet dit ook. So, al maak hulle 'n fout, maak dit nie saak nie. Want jy leer uit jou foute. Dis dieselfde met ons. Ons God lei ons in situasies toe, en as jy die verkeerde besluit en keuse gemaak het, dan draai jy die gevolge, maar dis nie asof hy jou nou los nie. Nee, hy help jou, hy vat jou verder en hy lei vir jou, want hy wil vir jou wys wat dit is om te leer wat is geloof. So, Rooi See oomblikke is gelooftoetse. Dis gelooftoetse. So God vat vir jou Rooi See toe. Hy vat vir jou by 'n punt wat jy nie weet, Here, hoe gaan ek hier deurkom? Is dit nie wonderlik? Jy weet nie. Jy weet nie. Dis doodsaak, en nou vir jou is dit doodsaak. Vir jou weet jy het geen idee nie, want ek bedoel, hier lê die see voor my en die vyand is agter my. Hier lê die onmoontlike hier voor my en agter is die vyand, die Satan, met klomp leuns. Ek is op jou kind. Hoe wil jy nou daai ding nog vat en maar behaal? Hoe wil jy, verstaan jy die leuns, die onsekerheid, die twyfel? Nou het ek vir jou. Nou gaan ek vir jou. Jy gaan nie jou huur kan betaal nie, jy gaan nie, so gaan dit aan. Verstaan jy? Dis van die vyand.
plek waar die onmoontlike buig voor goddelike gesag. Vir jou is dit onmoontlik, dit wat jy sien is onmoontlik, maar die gesag van God maak dit moontlik. Wie God is, maak dit moontlik. Verstaan jy? Vir jou as mens, ek bedoel, God is die een wat hemel en aarde gemaak het. God is die een wat in beheer is van alles in die lewe. Al dink mense Satan, want Satan is in beheer van die wêreld. Hy kan lieg en bedrieg en hierdie oneenigheid en al hierdie goed. Maar as sulke oomblikke, nou, dis waar God wil wys. Nou wil ons begin met bevryding en ons wil demone uitdryf en ons wil bloedvlek vloeke breek en ons wil. Nee man, God is besig met iets besonders in jou lewe. Sien altyd die hand van die Here in alles. Ook in jou rooi see oomblik. Ek weet nie, ek gaan nie hier kan deurkom, ek weet nie wat ek gaan maak nie. Dis wonderlik, mense. Is dit nie 'n plek waar ons kan vir die Here sê, Here, ek weet nie hoe. Ek weet, as U my nie hier deur gaan lei, dan weet ek nie hoe gaan ek hierso maak. En dis waar God vir jou gaan wys, wie is hy? Wie is hy? En as jy daardeur is, weet jy mense, dan besef jy, elke rooi see oomblik is 'n getuienis. Dis 'n getuienis, elke oomblik. Jo, man, nou buiten dat dit 'n getuienis is dit 'n geloof groei. Verstaan jy mense, dis hoekom hierdie goed is so belangrik in ons lewe, sodat ons geloof, dat ons kan groei. Hoe gaan jy weet wie's God, as jy nie sien fisies, en jy weet, jy kon nie hier deurgaan, en God maak 'n weg. Nou kan jy sien, waarlik, daar is 'n God. Want, verstaan jy, die Boeddhas kan, hier's vir hulle 'n Boeddha beeld. Die moslims het daar vreeslike, elke afgode gemorselde ding wat hulle aanbid. Die katholieke daar vir Maria wat hulle se voete heeldag loop besoek. Verstaan jy, sodat hulle al hierdie drekgode, ons het nie 'n God wat ons hier sien nie. Verstaan, ons het hom nie hier, maar hierdie dinge, waar jy weet, is onmoontlik vir ons as mens. Onmoontlik. En God kom vir jou so deur. Dit wou geloof. Daardeur wys God vir my en vir jou wie hy. Want nie eers die Satan kan vir jou hier deurvat. Net God. Right. Jou rooi see oomblik is 'n goddelike afspraak. Hy lei jou na plekke waar net hy jou kan verlos, dit wat ons nou praat. Is dit nie wonderlik nie? Onthou dit mense, elke situasie wat oor ons pad kom, wat jy weet, Here, ek weet nie hoe nie. Onthou, dis 'n afspraak. Dit is 'n afspraak. Nou moet ons net rustig raak. Hou op. Hier's vyand agter my. Nou moet ons rustig raak. Dis moeilik om rustig te raak as daar 'n siekbed is. Dis moeilik om rustig te raak waar finansiële probleme inkom. Dis moeilik, mense, dis regtig moeilik. Maar om nou God te vertrou, Here, ek weet nie wat ek gaan hier doen nie. Dis presies. Nou, want die Here sê, vra vir my wysheid. Mense, wie hoe kosbaar is ons net ons mind change en sê, Here, ek weet, ek het 'n afspraak nou. Hier is 'n afspraak. Vir my dryf dit angs en senuwees en al wat ek dink, maar ek weet, ek het 'n afspraak. Hierdie is 'n afspraak. So ons change ons mind. Vrees verdraai wat die werklikheid is. Israel het terug verlang. Verstaan jy? Wat het hulle daar gesê? Ag, weet die vleispotte van Egipte was baie beter. Hulle het gedurig vir Moses aangeval oor hulle omstandighede. Want vrees wil jou terugvat na gemak toe. Nou, jy kan besluit, ek en jy kan besluit, maar as jy 'n roeping het, jy kan besluit, Here, ek gaan hier stagneer. Maar as jy wil vorentoe beweeg, is hierdie belangrik. Anderster, as jy vir die Here sê, Here, ek stel nie belang in hierdie toetsing. No way, no problem, God gaan jou los. Jou rooi see gaan wegraak. Daar gaan geen rooi see wees, daar gaan geen afspraak wees, daar gaan niks wees. God gaan jou los.
Soos jy sê, Here, ek stel nie belang om, ek wil eerder hier stagneer, want ons weet, waar stagneer is dood. Jy is nie ver van agteruit gaan. So, want as jy nie groei nie, dan kry die watermos, mos, moes, muskiete, al wat te pes en plaas. So as jy nie vorentoe nie, gaan daar niks gebeur die mense. So, dank die Here vir, want vrees verdraai die werklikheid. Die werklikheid is dat God jou wil gebruik in die bediening. God wil jou gebruik om siele te red. God wil jou gebruik om mense op te tel met hulle omstandighede. Maar wat kan ek en jy vir mense sê as ons nie daardeur is? Wat se getuienis kan ek en jy gee as ons nie self deur gelooftoetse gegaan het, rooi see en komblikke, waar ons kan sê, werklik God voorsien. Verstaan jy, vandag kan ek terugkyk met my ou karretjie wat ek so rondgery het, ek het baie gesê, hoe die Here voorsien het. Wat ek nog eendag, ek sal nooit vergeet, ek al gesê, 'n sakkie kos saamgevat het op my trip, dit het ek toch nie. En toe ek by die huis na 3.500 kilometer met God se voorsiening, nie 'n rand in my beurs sien, halftyd petrol, 3.500, toe onthou kom agter my blikkies beef in my bytpiens en alles lê daar in die sakkie agter in die diep. Toe herinner die Here my, ek het gesê, dis die goed as mense. Daar situasies wat jy werklik, ek sê vir jou, 'n rooi see oomblik waar vrees inkom. Ek sê vir jou, daar's tye wat jy werklik wonder, Here, is dit U? Kan dit U wees? Dit is Hy, want jy is kind van God. Dit is Hy. Wat jy voel, joh, Here, is U besig om vir my dood te maak? Is daar dan nog liefde? Dis juis liefde. Dis juis liefde, want God wil iemand wat hy kan vertrou gebruik. Dan dis kosbaar. Moenie terugverlang na die gemors van Israel, van Egipte nie. Maar vryheid vereis geloof en geloof vereis moed. Om deur te kan druk vereis geloof. Here, ek vertrou U. En geloof vereis moed. Wat is, moenie moedeloos raak. Ek is vol moed. Ek weet, daar's party daar, pastoor soos hier toe al met haar kind van sy sê, wil jy is daar nie, ten minste 1 keer in 'n week, vir jou voel dat jy wil poot van die bediening, dan is jy op die verkeerde plek. Nou ek wil dit vir julle ook vandag sê, jy nie ten minste 1 keer, jy gaan sommer 'n paar keer voel, maar kan ek nie net opgee, dit raak my te erg. As jy nie so voel, dan is jy op die verkeerde plek, jy weer om te stagneer. Want dis daai deursettingsvermoë, want God gaan ons toets. Of ons gaan vasbyt. Verstaan jy, want daar lê nog moeiliker berge voor. Wat ou Dawid sê so mooi, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, wat sê die dal? Jy sak af. Hierdie berg was hier, maar as jy deur hierdie dal van doodskaduwee, hierdie berg lê hier. Elke treetjie, elke toets is 'n hoër berg wat God jou kan vertrou. Dis hoekom mense jaloers raak op jou, wat 'n pad in die Here stap, van vertroue, want hulle het gestagneer. Nou begin die bekke losraak. Want hulle het gestagneer, jy het gegroei. Maar jy het met jou lewe betaal om daar te staan. Jy het gesterf in jouself, jy het alles prys gegee op hierdie, om daar te kan staan, om deur God gebruik te word. Waar jy mense hande op lê en genesing kom, waar jy hande op lê en duiwels vatpad. Nie deur shows nie, man. Verstaan jy, waar iemand gesterf het in Christus, maak jy nie 'n show daarvan, want God deel nie sy eer met niemand. Nou is dit, Benihim, julle moet net by Benihim uitkom. Pas op. Pas op vir hierdie goeders. Waar iemand gesterf het, en jy raak iemand aan en God genees, staan jy weg, man. Joh, dankie Here, vir jou is dit net, dankie Here. God kry die eer. Wie kan jy gesond maak? Ag, mense. Spanning van stilstaan. Moses sê, staan stil. Moses weet self nie wat nou aangaan nie. Ons is nou hier by die Rooi See.
Verstaan jy? Maar om stil te staan en net jou gedagtes weer agter mekaar te kry. Verstaan jy? Maar Moses se stilstaan was, Jesse, ek weet nie waartoe nou nie. Hier het nou amper vrees begin inkom. Verstaan jy? Maar om stil te staan wanneer daar 'n rooi see oomblik in jou lewe kom, waar 'n situasie dat ons mos nou van praat, om stil te staan en net weer reg te herprogrammeer, soos hulle sê. Net weer jou gedagtes, Here, skyn net so die situasie deur. Skyn hom so deur en kyk, wat gaan hier aan? As jy sien, ek kan nie vorentoe. Ek weet nie hoe nie. Ek sal nou moet ek by God wysheid kry, so daai stil staan om te besef, Here, ek nou is ek afhanklik, hierdie situasie is my te groot. Dis te groot. Ek moet nou stil staan en luister wat U sê. En dan sê die Here vir jou, gaan vorentoe. In die geloof. Wat gebeur hierso? Dis in die geloof, net soos in die Jordaan, wat hulle Kanaan moes instap. Jy moet 'n tree gee. Mense, ek begin die reep in Namibië, restaurasiesentrum, wat ek tot aan die weer maatskaplike werkers op nie. Want jy reep, dan moet jy nou weer al wat die sielkundige in 'n ding. Maar as jy restaurasie is, jy moet dan dankbaar dat jy net die Here kan. En jy geweet, as jy reep, mag jy ook nie Christus verkondig. Vir die moslim is dit dien. Dis kom ons 'n restaurasiesentrum. Want jy kan kom moslim en jy gaan hoor van God. Toe ek 'n reep begin, of restaurasie begin hier by Ous. Jong, ek maak by mekaar, die ene gee dit en daai en so, maar daar is nog nie. En 'n ou vriend van my dat weet vir my, hy sê, Willem, kry vir jou datum en sê, ek maak op daardie dag. Of jy het en of jy nie het. En wie ek het God gechallenge. Want ek het niks nie, maar ek het dan nie, die ou liefie van my, die ou karretjie. Dit is al wat ek het. Die ding het so af en toe petrol in, so ver, ek kan nie eens sê, ek het niks, behalwe ook om geskeurde klere, Christine het gestoen. Daar met die reep het ek, of rest, man reep, op wakker nie geklop. My ou hemp is so, jy sien die naald die in. Maar dit is nie lekker gesprek waarom, man, ek kan nie met sulke hemde daar loop, die daar moet jy te laat sien. Precies, so mooi geelietjie, want die kolle is lekker groot. Dit lyk soos die maan, jy daar land. Verstaan jy, en ek het 'n datum vasgemaak, en gesê, daai dag begin dit. Wie toe ek die datum vasmaak, toe kom die voorsiening. Dis om 'n tree te gee. Wie hoe lekker, as jy weet, onthou elke ding, dis soos wat ons nou daar begin, daai huis. Daar is sekere goed wat ons by God moet hoor, dan is daar ander dinge wat die Here klaar opdrag gegee. Hy sê, kyk na die weduwee. Dis klaar 'n opdrag. Dis nie wat ons moet vra nie. Hoekom wil jy nou? Here, kan ek ook 'n bediening kry? Hey, gaan uit en gaan maak disippels, dis klaar 'n opdrag. Dis oor jy nog hier wil. Here, ek weet nog nie waar nie. Man, doen net iets. Verstaan jy? Doen net iets. Die Here sê, moet net sit. Dit wat jou hande vind om te doen, doen dit, man. Of dit die regte ding is, maak nie saak. Of dit die regte rigting is, maak nie saak, jy doen iets vir die Here. Solank jy iets vir God sal, so met die tyd, sal hy vir jou guide in die regte rigting, wat hy wil hê jy moet. Maar solank dit, doen net iets. En as jy dit nog in die geloof, kyk, as hulle nie vir jou sê, man, want dit is mos nou soos ons hierdie huis, Wieters, sommer jy die kerk het, hoor ons uit. Ja, ek verstaan, maar hoe het hulle gesê? Waarvan gaan jy lewe? Waarvan gaan jy lewe? En dit is nou nie ma of pa nie. Dis kerkraad. Pas op jy sê, dis kerkraad, waarvan gaan jy lewe? Waarvan lewe jy? Kyk, as jy nou so baie kos, dat ek die kos kan vir ander mense gee. Ja. So, wie het soveel kos dat sy kan weggee? Ek was heftig oor geen anders te raak kos nie. Nou sien jy, is dit nie 'n skande vir ons
wat vra van wat sal jy lewe? Wat van jou? Dink jy oor jy 'n werk het? Wie gee vir jou die werk? Wie gee vir jou salaris? God gee jou salaris. Jy kry jou mindset reg. Omdat ek vir God werk, dink jy nou ek gaan nou krepeer vir ellende. Dit sê vir my een ding, jy ken nie God nie. Amen. Amen. Dis een op ons kerkraad, jy ken nie God nie. Jy ken nie God. Wie as ons God ken? Mense, dis hoekom ek sê, ons moet meer rooi see oomblikke in ons lewe kry, dat ons God kan leer ken. Is dit nie wat? Ja man, want dan sal jy nie so stupid vraag van wat vir jy lewe. Dieselfde God wat jou gaan vir my, ek is dan 'n lewensredder. Jy is met iets anders besig. Ek sê nie dis verkeerd nie. Mense werk, dit maak nie saak nie waar God jou neersit as jy 'n lewensredder. Verstaan, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar ek dedicate my hele lewe voluit om 'n lewensredder te wees. Hierdie is 'n saak tussen lewe en dood. Nou gaan God nie spesiaal na my kyk, omdat ek my lewe gee sodat ek mense kan help uit die hel uit man. Voltyds werk ek om mense uit die hel uit te kry. Natuurlik gaan God na jou kyk. Is dit man, dis ons God, want dit is 'n doodsaak hiermee. Want jy sien die volheid van die liefde van Christus, of die liefde van Christus het nog nie volheid in jou lewe geraak. Want as jy daardie liefde ken, daai agape liefde, dan sal jy weet wat jou naaste, want die Here sê 3 gebode, jy moet die Here jou God lief hê soos jou naaste, soos jouself. As jy daai liefde, dan wil ek nie sien dat iemand verlore gaan. En ek sal alles prys gee in hierdie lewe. Alles prys gee ter wille van 'n verlore siel. Ter wille van 'n verlore siel. Dis ons mindset. Dis hoe jy moet loop. Verstaan jy mense, ons moet versigtig wees wat ons spreek. Want dit sê wat in jou hart aangaan. En dit wat in jou hart te sien 'n mens baie duidelik. Hoe lyk jou verhouding met God? Ons moet so versigtig wees. Dis soos daai persoon van AGS en Keetmans ook vir my gesê, wil jy ook nou 'n las vir die evangelie word? Toe ek daai tree wil gee, dan sê ek wil God vertrou. Ek wil God vertrou, want ek het gesien hoe Janie Silver die Here vertrou met daai bus en sy vrou. Jesus laat jy so ryle van dorp na dorp. Jesus, dit het my so geïnspireer. Ek het hom ook gevra, nou hoe kan jy die Here voorsien? Ja, okay. Verstaan, want ek het dit nie verstaan nie, want ek het nou by die Here uitgekom. Maar as ons daarom al op 'n pad met die Here is daar sekere dinge wat ons moet begin weet, dat God voorsien. Dit het my so inspireer om te kan sien hoe ry hierdie man en vrou met hulle hond van dorp na dorp, en God voorsien vir hulle. En toe ek dit wil doen, toe moet ek hoor, en dit is vir my vir jare uit die bediening uitgehou, van dit wat ek vreeslik graag wil doen. Prys die Here, ek wil nou nie sê van die skeier, maar as ek geskei het, ek seker nou nog met. Halleluja, toe moet ek 'n tree gee. Elke ding wat ek aanpak, moet ek 'n tree gee. En wie God het soveel eerbied vir my en vir jou wat 'n tree gee. Want wie hy sien vir die Satan, die hekke van die hel is ook vir jou wat 'n tree gee. Maar vir my en vir jou wat God voorsien. Daar's blydskap in die hemel en God gaan jou boost en hy gaan voorsien en hy gaan vir jou help. Hy gaan vir jou leer uit omstandighede sodat jou geloof meer en meer en meer kan groei. Dis daai. Dis wat moenie stil staan nie. Gaan staan stil en dink, dis die Here, hier's 'n afspraak, hier's 'n rooi see afspraak. En beweeg. Die Here vra, wat het jy in jou hand? Gebruik wat jy in jou hand het. Wat het jy in jou hand? Gebed. Die Here sê, man, mense weet hoe stupid klink dit. Moses vat daai ou staf van jou en raak die water aan. Here, hier lê 'n stuk waar. Dis mos nou regtig stupid. Dis wat die wêreld sê. Nee man, nie. Here, wees bietjie meer realisties man. Dis mos hoe hulle vir ons sê.
jy wat so die geloof wil gaan. Nee, maar ons moet nou realisties wees. Jy moet 'n bietjie dink voor jy ink. Dink voor jy 'n ding doen. Die Here sê nee. As jy daai tree wil gee, wat het jy in jou hand? Gebed. Nou begin bid ons. Nood leer bid. En jy sal nog so 'n nood leer bid, dan gaan jy begin leer bid. Nee man, ek het nie nodig om vrees te bid nie. Nee, want die Here begin praat met jou deur jou gebed. Hy sal vir jou sê, raak kalm, ek voorsien. Raak jy net kalm, dis nie jou, dis my deur. Gebed, jou getuienis. Mense moet nie vaskyk teen die omstandighede nie. Elke oomblik wat jy kan getuig, God het my daar uitgehaal. Deur dit te sê, gee ek eer aan God, man. Is dit nie wonderlik? Want dit inspireer mense. Dis wat ou Janie Silverhand se getuienis. Dis hoekom ek tot vandag toe vreeslik lief is vir 'n getuienis. Gebruik jou getuienis. Wat is die ander nie? Jou gehoorsaamheid. Mense, is dit dan die Here sê ek het meer behaag in gehoorsaam as in offerande. Jesus, anders beteken hierdie woord van die Here mos vir ons niks. Is dit nie waar nie? Gehoorsaam, gebed, jou getuienis. Dis wat jy in jou hand het. Dis jou hand. Dit gaan jou rooi see oopmaak. Want jy begin getuig oor God en jy voel sommer man, hier's iets wat in my begin lewe kry. As ek begin bid tot die Here, man, hier's iets wat begin lewe kry. Deur gehoorsaamheid, deur te sien, Jesus man, ek gaan. Jy boldness, ek gaan hierdie tree gee. Dit maak dat 'n rooi see oop gaan man. Ek gaan nie dit vrees, want die Here sê 1 Timoteus 2 vers 7, wat hy sê, ek het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid gegee. Liefde, selfbeheersing, krag. Man, dis gehoorsaam. Verstaan jy? So jy vat hierdie ding. Whatever. Here, as ek nog moet verloor, whatever, ek gee hierdie. Want die stemme gaan daar wees. En dit gaan nie van buite af, maar jy weet mos van buite af praat hulle klomp. Maar by die hartseer is dit kom uit jou van die boeties en sissies af. Pas op daarvoor. So God gebruik wat in jou hand is, gehoorsaamheid wanneer dit aan God opgedra word dit 'n instrument van verlossing. 5 hindernisse word paaie. Die see het verdwyn, die see het nie verdwyn nie, die probleem verdwyn nie, God maak van dit 'n getuienis. Die probleem is nog altyd daar. Die situasie is daar, maar nou raak dit 'n getuienis. Jesus, nou gaan dit, julle situasie, dit gaan 'n getuienis raak. God gaan dit 'n getuienis maak. En as hy deurkom, dan gaan julle getuig daarvan. Julle kom getuig in hierdie kerk daarvan. En enige een van ons gaan getuig waar God vir jou deurkom. Sê vir my, ek gee vir jou geleentheid. Hierdie wat ons so jaag in die kerkstories nonsens. Ja, ons gaan 'n kans. Ek wil nie vir al wat 'n nonsens is te getuig, maar moenie waar God, verstaan jy? Ons wil nou nie, ek het 500 jaar terug tot bekering gekom. Nee man, nee. Nee, oom magtig. Intussen het 'n klomp dinge gebeur in jou lewe. Asseblief man. Dis asof God niks maak. Ja, lekker vars man. Of is daar so 'n rooi see oomblik? Ja, die Here het vir my deurgekom. Wie? Dis goed. Dit inspireer mense. Jy motiveer mense om ook daai tree te gee. Nee man, daai dis wat ek sê. Die probleem is daar van God het vir my gewys, ek is die een wat ook 'n probleem kan uitsorteer. Verlossing en skeiding, rooi see was nie 'n ontsnapping nie, dit was 'n afsluiting. Toe hulle oorsteek was Egipte agter hulle, soms sluit God die deur sodat ons nie kan terugkeer van wat hy jou verlos het. Dis wat die rooi see beteken. Toe hulle deur gestap het, toe maak, wat het gebeur? God sluit. En die Egiptenare versy. Die vyand word verslaan. Die leenaar Satan en sy demone
is losers. Want God het vir my gewys wie se. Verstaan jy, so die Rooi See, God maak die Rooi See agter my toe. Dit wat was, is verby. Moenie terugkyk. Moenie na die vleispotte nie. As ons gaan kyk in Exodus 15, lees iets, Exodus 15, die opskrif sê die oorwinningslied van die Israeliete. Is dit nie wonderlik, toe die Rooi See toemaak, toe begin sing Moses in die Israeliete, die oorwinningslied, ons het die vyand verslaan. Toe kom daar 'n lied in hulle harte, want hulle het gesien wie God is. Want God het toegemaak wat verlede is. Dis verby. Oordeel en redding, dieselfde waters wat vir Israel oopgemaak het om in die beloofde land te loop instap, het vir Farao toegemaak. Oordeel en redding. Mense, daar gaan ook 'n tyd kom wat hierdie Rooi See op goddelose mense se lewens gaan toegaan. Ons het nou die geleentheid. Mense het nou die geleentheid. Ek sê nou maar net ons, omdat nou hier, ons wat nou hier is, ken Jesus. Maar daar gaan 'n tyd kom wat God vir ons die geleentheid gegee het om deur te stap deur die Rooi See. Tot redding. Hoe sê oopgemaak, waar is dit? Oopgemaak tot redding, maar vir die sondaar gaan dit toemaak. En dis te laat. Aanbidding verseël die getuienis. Israel se vrees het in 'n lied verander. Dit het ek nou gesê. Exodus 15. Ware aanbidding kom van wat gesien het, wat God in hulle lewens kom doen. Hey mense, is dit dan nie lekker? As jy weet, jy kon nie hier deurkom. En alles wat tyd. Jou geloof is jou termostaat. Jy gaan bepaal hoe lank jou Rooi See gebraak. Jy gaan bepaal hoe lank gaan ek hier deurstap. Hoe vinniger jy oorgee, hoe vinniger is die Rooi See toe agter jou. Ongeloof maak dat jou tyd langer raak. God het gesê weke, jare, maande, nee. Hoe vinniger ek en jy kan sê, Here, ek gee oor. Ek weet, ek gee hierdie tree. Hoe vinniger, hoe korter is jou tyd. Ons bepaal dit deur ongeloof of gehoorsaamheid. As jy geloof, gehoorsaamheid, maar net oor te gee te sê, whatever. Maar weet wat ek laas Sondag gesê? Laas Woensdag, waar jou skat is jou hart. Nou hierdie verdomde ding maak dat my Rooi See baie lank te praat. Want God moet nou sit te sukkel om weer my fokus terug te kry, en dis nou op 'n ander skat gewees. En as jy op 'n ander skat is daar nie geloof. Want hierdie skat sit hou vas my hart in gevangenskap. Maar as my fokus Christus was, waar my hart is, dan is dit nie moeilik. Dan is dit nie so moeilik, want ek weet wie is in beheer van my lewe. Jo, lekker man. Maar nie so lekker is dit nie. Waar is dit? Aanbidding verseël ja, dit is wat ek hier gesê het. As jy daar deur is, dan man, daar is ons sommer so, dankie Here. Nou sing ons weer, ander dae, daar sing ons so 'n bietjie met spoeg in die bek, want dit is maar tyd, die sak is maar, die oë hang. Wat sê waar is, kan ek nie die tekst so vindig hê, Filippense, loof en prys God in al hulle omstandighede, ook in hierdie moeilike, ek sing om, maar dat is ook maar die oë hang.
O, die Here is goed vir my. Ja, maar het jy al gevoel as jy so in hierdie moeilike omstandighede, dit is ook dat vir my so lekker was om in 'n kerk te kom, en nog steeds is, want dit is vir my, weet jy, dis taaf buitekant, veral as jy nou met die Here op pad gaan, dis taaf man, nou as jy in die lofprysing met die Here kan kom staan, dit voel net, ja, Here, ek wil nie hier uit, want daar buitekant is die dinge, die vure val, net hier voel dit of jy alles net neerlê man, nou so voel dit as die Here vir jou deurgekom het, die Here het 'n manier, ek sê nie altyd, ek skryf nie God voor, hy het sy manier hoe hy dinge doen, ek wil dit nooit doen, maar wat ek al gesien het, as jy so by die Here nou uitkom, die voorsienings is net so, en hoe langer jy op pad met die Here stap, raak die voorsiening aan langer. En as jy so diep in die Here, dan sal ek kyk jy laat die Here waar. Hy is iewers op die horizon, hy kan net op en gesteek. Dan sê jy so, dis geloof toetsing. Die Here gaan dan nie vir jou, jy nou hier uitgekom en nou stel hy vir jou te leer, eers vir jou omstandig, die Here help jou in jou geloof groei. Maar hoe langer moet ek vertrou? Dis 'n toets. Dis nie dat God nie wil gee nie, dis 'n toets. Dit raak 'n toets en dis wat so kosbaar maak aan ons hemelse Vader. Nog dieper, die see verteenwoordig ons onmoontlike. Ek gaan net so vinnig leer. Die see is, ja, I don't know. Die staf verteenwoordig gehoorsaamheid. As die Here sê, doen dit, al klink dit vir jou stupid, jy doen dit. Moenie murmureer nie, jy doen dit. Al klink wat ook al, ek kan nou nie vinnig aan voorbeelde dink, maar wat het vir jou ook al, ek het nog nooit gesien dat, nou moet jy miskien bid vir iemand. As die Here sê bid, dan bid jy. As die Here sê nou, ek moet nou hier 'n liedjie begin sing in die kerk, ek preek die volgende oomblik moet ek sing, dan sing jy. Al dink die mense, man, die man se kop mal, nou staan 'n generasie gepreek, nou moet staan 'n sing en so, wat gaan nou met hom maak? Miskien is daar iemand wat, wie partykeer doen 'n mens die stupidste dinge, een oud gesê, dat die Here eendag vir hom gesê, slaan bolle moet kies. Nou kom hier 'n rou Sondag, hy het nie verstaan, hoekom moet hy dit doen, want dit is maar nou die heel simpelste ding wat jy kan doen, om nou die diens te gaan bolletjies slaan. Nie agteroor is jy net 'n rol. En na die tyd, toe kom daar 'n getuienis uit, van een ou wat die Here gechallenge het, 'n Sondag, wat God gechallenge het, en die simpelste ding gevra het, ek sê, Here, is daar iemand vandag, in daai kerk, dis die eerste wat hy daar kom, is daar in daai kerk 'n ou vandag bolletjies slaan, daar sal ek glo dat daar 'n God. Hy het nie verstaan hoekom hy dit doen nie. Dis 'n ware getuienis. Wragtig. En daai ou hardloop uit sy bank uit en hy kom val op sy knieë voor God. Want hy weet niemand het geweet nie. Kyk hoe kom God op hierdie rou Sondag se level en hy sê ek is daar. Ek gaan vir jou wys. Kyk hierdie moet. So dis hoekom 'n getuienis vir my so kosbaar is. Dis kosbaar. Droë grond wat chaos was is nou stabiel. Verstaan jy, daar waar die water weggetrek het, ons lees daar in die woord waar die Farao's se waans begin sak het in hierdie nat klei. Maar vir die Israeliete het droë voet deurgestap. Wat onmoontlik gelyk het, is nou stabiel. Jou vrese, jou onsekerheid het stabiliteit in jou lewe gebring. Met elke groei in die Here, met elke getuienis wat daar kom, is daar stabiliteit, want my geloof en my vertroue raak al hoe sterker, so die grond onder my fondasie raak al hoe stewiger. Ou Petrus is maar, hy sê vir Petrus, gaan lê hierdie vir my 'n fondasie. Nou hierdie fondasie is die woord van die Here.
Nou, maar dis nog net letter. Nou moet ons hom fisies toepas. Soos ons hom begin toepas deur in die geloof te wandel, dan begin ek stabiel raak, stabiliteit, man. Ek weet wie my voorsiener is. Ek hoef nie rond te kyk. Ek weet my hande is my lewe is in God se hande. So my geloof is stabiel. Hy is stabiel. Sluitende waters, God trek self die lyn tussen die verlede en die toekoms. Daar is verby. Egipte is nou verby. Halleluja. Lied van Moses, vrees wat omskep word in aanbidding. Wat ons eers gevrees het, nou prys ons God. Jy mag dalk in jou rooi see staan vandag, finansies, gesondheid, onseker oor môre wat dalk, want jy sien môre fluister altyd nederlaag. Jy gaan dit nie kan maak nie. Nee, wat moenie verstaan jy. Agter druk die Satan, voor is die waters en binne in jou fluister die vrees. Verstaan jy, so dis duister. Dis die beste plek. As iemand vandag op so 'n plek sit, jy's op die beste plek in jou lewe. Moenie God begin murmureer en bevraagteken. Jy's op die beste plek in jou lewe. Al klink dit hoe stupid, jy's op die beste plek in jou lewe, want my lewe is in God se hand. Tog sê die woord van God, moenie vrees nie. Staan stil, kry helderheid, maak seker wat gaan nie aan, gaan vorentoe. Moenie sit te teruggelang nie, gaan vorentoe. Lig op wat in jou hand is. Jou gebed, aanbidding, getuienis. Lig op wat in jou hand is. As jy nie gaan dit neersit, jy gaan niks gebeur nie. Ons moet iets doen. Lig op wat in jou hand is. Bid tot God, aanbidding, want dat is dan so baie wat ons nou is. Lig op wat in jou hand is. Hou op murmureer. Want as jy murmureer, besoedel jy jou hart, man. Jy besoedel jou gedagtes. Moenie jou lewe asterom maak. Kyk hoe God wegvat wat jou pad versper. Deur aanbidding. Dit wat jou pad versper, sal God, dis sy werk, op sy tyd. En dit kan nogal noodloop raak. Die vyand is hier. Here, u sien ons, hier's Farao met die, Here, kyk hier agter my. Here, hier kom hulle oor die berg, dis nog net 100 meter. Dan hulle by my. Finansies, Here, waar is u? Spakel jy die hemelike skip? Ek moet my hier betaal. Here, ek wil dood van ellende. Waar is u? Ek weet nie wat jou situasie is. Jy hoef nie die hemel te skip, die hemel hoor jou. In 'n oomblik maak jy seer agter jou toe. Wanneer jy loop sit in. Dit was dan nou 'n close hou hier. Jou rooi see is nie jou graf nie. Dit is jou poort. Moenie daar sit en dood nie, man. Moenie dink dis nou God wat jou wil klaarmaak. Dis nie jou graf. Dis jou poort. Prys die Here. Nou sê okay, hier sal ek toe seker maar moet dood. Ja, moet dood. Jesus. Dood. Jy's nog op pad om self aan lankal dood te gaan, so. Doen net iets. Ek moet dit sê van nou rooi se. Ja, hulle pak dinge aan. Ek moet dit regtig admireer. Dis manne wat dinge doen, man. Dan doen hulle dit en God voorsien. Nou hoekom nie vir my en vir jou nie? Omdat ons nie die Here challenge. Dis 'n challenge. Nie in disrespek nie, maar in respek en vrees en eer. Here, u woord het ons. Ja, man. Jou onmoontlike is nie jou einde nie. Dit is die begin van jou getuienis. Is dit nie wonderlik? Die onmoontlike is nie hier stop jy voor die rooi see nie. Nie die deurstap is jou getuienis. God het toe dit so donker in my lewe was, het hy vir my voorsien. Het hy vir my, dis jou getuienis. Daar mag dalk net een wees wat na hierdie getuienis soek. Net een persoon. Ek het in my baie rondry, het die Here my bederf, ek wil bederf, sê met respek,
om te hoor waar mense in 'n diens, ja, Willem, ek moes dit gehoor het vandag. Het jy nou gehoor by julle? Ek moes, dit wat jy vandag vir my gesê het, is net een sinnetjie daar. Net 'n bemoedigingkie vandag, net 'n gebed, dis ek die gebedjie nodig gehad vandag. Dis nie altyd 'n groot, nee man, die Here hou vas, ek moes net dit gehoor. Nie 'n preek, nee man, nee, dis nie nodig. Jou hindernisse sal jou pad word. Jou hindernis, dit wat jou probeer dis jou pad. Wat het die rooi see? Dis my hindernis gewees. Nou is dit my pad. Dis jou pad, dis wat vir jou gaan voorlê. Prys die Here, dis jou pad. Maar nou maak dit nie meer saak nie, want ek weet God gaan elke rooi see gaan hy oopmaak. Dis my pad, dis ons pad. Dis jou geloofpad, dis jou groeipad. Hierdie obstakels gaan daar wees om vir jou aan mekaar hoër en dieper by die Here te vat. Is dit nie kosbaar nie? Dis nie so lekker nie, maar dis kosbaar. Jesus, mense, dis want God vertrou jou. Dis hoekom. Jou vrees sal jou lief word. Na elke deurbraak, ek prys die Here. Nie net met die deurbraak. Hier staan ek alweer voor 'n rooi see. Ek prys die Here. Here, ek weet hierdie, ek sal nie hier kan deur nie, maar ek loof en prys. Ek loof en prys. Ja, maar daar soveel hindernisse. Here, ek loof en prys. Ek sien jy sal weer 'n rooi see. Ek praat nou met vreeslike, maar kyk as hy voor my staan, kan ek dan self ook. Ons almal het maar party lieg en sê nee, ek lieg. Dis eers as jy daar hier onthou, elke hindernis is stawwer as die ander een. Elke hekkie is bietjie hoër. Jy. As 'n mens so by 'n siekbed lê, jy lê 'n hindernis. Iemand wat daar in die bed lê, en die volgende oomblik sterf hierdie persoon. Wat nou? Daai is 'n ander saak. En die eerste een wat jou kom besoek, van agteraf, waar is jou God? Nou vergeet ons, dat die persoon wat hier gesterf het, hoor maar sê jou nie. Nie jou eiendom. So as jy dit 'n lied kan maak en sê, loof en prys die Here, want ek weet hierdie persoon se siel is by God. Jy maak dit 'n lied, man. Moenie begin luister na die leuen van die Satan en murmureer en sê, waar is my God, waar is God, hoekom ek? Nee. Wie wil hier bly, as jy kan? Ek praat dit nie maklik nie. Hierdie is nie maklike goed nie. Hierdie is 'n rooi see wat vir jou, dis nie 'n grap nie, om 'n geliefde aan 'n dood af te gee. Dit is seker een van die, saam met egskeiding is dit, seker dis goeders wat baie diep vat. Maar as jy kan die Here loof en prys, Here, ek verstaan nie, maar dis in elk geval u eiendom. Kom ons vat daai, wat se kerk, of wat is die ou wat doodgeskiet in Amerika? Hoeveel het nou geluister? Bitter weinig. Almal het hom klip gegooi, maar toe hy sterwe, toe luister almal. Toe het hy 'n groter getuienis, duisende kom tot redding. Daar's 'n lied. Jou gebondenheid sal jou vryheid word. Jy sal altyd gemerk wees as iemand wat die verlossing van die Here gesien het. Dit beteken dit wat vir jou gesit hou vas, gebonden. Dit wat is nou jou vryheid. Wat sê jy sal altyd gemerk wees as iemand wat die verlossing van die Here gesien het. 'n Getuienis. Mense sal wys na jou. Ek weet hoe het Adrie gewees. Ek weet wat, ek vat pas om aan net. Ek weet, jy's wie daai mense was. Jy's wie hulle niks gehad, hulle dit. Kom ons vat byvoorbeeld Christine se kanker.
Dis 'n getuienis. Wat die dokter sê 2 jaar, sy hart al 7 jaar. Dis 'n getuienis. Verstaan jy? Jou vriend, jy sal gemerk word, hoor jy daai vrou, daai man. Jo, dis 'n man en 'n vrou van God daar. Ek vat daar in Walvis by Tannie Geraldine. Sy's gemerk as 'n bidder. Sy's al 96 of 98 wat. Sy kan nie meer sien nie. Sy ken die Bybel. As sy inkom dan openbaar die Gees van die Here vir haar kosbare dinge in jou lewe. Sy's gemerk as 'n bidder. So word jy gemerk word deur wat jou gehou vas het. God het jou vrygemaak. Nou is jy gemerk en die mense praat van jou. Ek weet hoe was daai persoon se lewe. Nou is ek gemerk man. Wiekels, jy's gemerk. Van TikTok en wat se goed en polsmoor en. Verstaan, nou is jy gemerk. Ek weet hoe was die vrou. Nou sy in die kerk 100% betrokke. Is dit nie? Die ouens soek ons almal, ons kan nou Janne hulle almal. Ons kan nie deurgaan, Davide het julle af. Ek wil nou nie almal net uit. Maar jy's gemerk. Verstaan, dis kom ons nou so moet versigtig wees hoe ons optree buitekant. Want jy's gemerk. Hulle check jou uit. Hulle check jou, jy's gemerk. Want hulle weet waar God jou uitgehaal het. Amen. Wie kan sê wat vir ons daar? Prys die Here, mag ons 'n verskil maak, man. Halleluja. Iemand vir ons afsluit? Ek het dit al